Baie hartlik welkom aan die wat bietjie later ingekom het ook. Ons het 'n spesiale erediens vanoggend Tannie Edie. Dit is goed om Tannie te sien. Tannie is op pad terug Suid-Afrika toe as ek dit reg het. Wanneer gaan Tannie? Tannie Edie was baie lank hier by ons gewees. Tannie Edie sê ons moet asseblief nie vergeet. Tannie Edie, ja. Nou, weet jy, wie gaan nie nou die oudste een in ons kerk nou wees nie? Nou is ons in die moeilikheid, daar gaat ons ouma. Het is lekker om Tannie vanoggend hier te sien. Ek is oortuig daarvan dat meeste van julle wat hier sit, het toe jy so 16, 17, 18 was belydenis van geloof afgelê. Maar ek is nog meer oortuig daarvan dat die meeste van julle dit gedoen het, Present Company included, is dit my foon? Doe nie so vrou. Toe die meeste van julle belydenis van geloof afgelê het, toe het 'n ou dit maar gedoen in huiwering en bewing. So, en as jy baie eerlik is, dan is daar 'n klomp ouens wat saam met jou die oggend daar gestaan het, wat jy geweet het, jy weet nie of hierdie ou, dit wat hy hier sê bedoel nie, of die, en baie van ons het eintlik op 'n baie laat stadium in jou lewe eers besef, wat het jy gedoen? En ek dink soms die fout wat ons dalk maak, is ons verwag van 'n klompie jong mense, om goed te verklaar, asof alles in hulle lewe uitgesorteer is. En eintlik, is 'n geleentheid soos vanoggend 'n kans wat hulle het om te sê, dis die eerste tree wat ek gee op hierdie pad saam met die Here. Beteken nie ek het al die antwoorde nie. Dit beteken nie ek weet alles en ek verstaan alles en ek kan vir jou van 'n punt af alles uit verklaar en sê oor hoe geloof werk en die goed. Nee, dis jong mense wat kom en sê, yes, hier begin die pad. Ek vertrou die Here. Let's go. En dis wat ek met hierdie jong mense deurgesels het. En vir 'n jaar lank met hulle probeer deur. Langer as vir 'n jaar met hulle 'n bietjie probeer deurgesels het. Want weet julle, soos ons, moet hulle ook weet en hoor. Jy gaan baie foute maak, going forward. Jy gaan baie goed verkeerd kry. Jy gaan baie keer wonder en worstel. Jy gaan baie keer nie seker wees van wat jy gesê het jy glo nie. Maar dis nie 'n pad wat jy alleen stap nie. Dis 'n pad wat jy saam met die Here stap. So op 'n manier is vanoggend 'n verklaring om te sê, Here, ek wil nie die pad op my eie nie, ek kan nie op my eie nie, help my. Want weet julle wat, ons geloof is God se besigheid. Baie meer as wat ons besigheid is. So, jong mense wat kom belydenis van geloof aflê, of die Engelse woord confirmation kom doen, kom sê eintlik, my pad saam met hierdie Here begin. En dis eintlik maar 'n verklaring om te sê, Here, help my op hierdie pad. Maar wat 'n voorreg. Ek wil die 6 jong mense vorentoe roep, aan Nick da Costa. Ek dink die beste gaan wees aan hierdie, julle net so skuins hierdie kant gaan staan. Shalene Nichols. Julle moet vir my kyk, hoor. Ek is bly te waai nie. Micha Stein. Staan jy die kant. Chanel van Rooyen. Chanel verjaar sommer vandag, so goed is mooi uitgewerk. Chanel, baie geluk. Okay. Rochey van Rooyen. Rochey is nou agter. En Tasman White. Tasman sit voor.
Belydenisaflegging van geloof of die Engelse woord confirmation is jong mense wat sê, weet julle wat? 13, 14, 15 jaar terug het my pa en my ma hier gestaan en sekere beloftes afgelê toe hulle my gebring het om gedoop te word. En deel van daai belofte is dat hulle verantwoordelik is om my groot te maak en my van die Here te vertel en my van die Here te leer. En nou kom hierdie jong mense vanoggend en hulle sê, ek vat nou daai verantwoordelikheid. Ek is nou self responsible vir die pad wat ek saam met die Here stap. So daarom gaan ek vir julle 5 vrae vra waarop ek graag wil hê julle moet antwoord. Die vraag is, glo jy dat God vir jou lief is, of do you believe that God loves you? Dis wat ek nou nog gesê het. Alles begin by God wat vir ons lief is. Nie ons wat vir hom kies, hy wat vir ons kies. Glo julle, die Here vir julle gekies het. Tweede vraag, bely jy dat jy vir Jesus Christus lief het? Do you confirm your faith in Jesus Christ? Do you love him? Derde vraag. Glo jy dat die Bybel as God se woord die belangrikste riglyn is waarvolgens jy jou lewe kan inrig? Of in vinnige Engels, do you believe God's word? Vierde vraag. Neem jy self eienaarskap en verantwoordelikheid vir jou pad saam met die Here? Do you take ownership for your walk with Christ? Kan nie meer jou male die skuld gee nie, is jou verantwoordelikheid. Okay. Vyfde vraag, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie leer te volhard, of in maklike Engels, do you accept the important role the church play in your walk of faith? Nou hardop, sodat gemeente kan hoor. Aniek, wat is hier op jou antwoord? Shalien? Micha? Okay. Ek wil graag, ons moet vir die jong mense kom bid, so julle moet miskien hierdie kant staan en kyk vir my. Pa en maas, kan maar vorentoe kom, staan by jou kind. As daar ander mense is wat wil kom en wil kom bid vir jou kind, dan kom vorentoe. Antonio? Staan so 'n bietjie die kant toe. Jou male net kan inkom. Okay, kom ons bid. Here Jesus, baie dankie vir elkeen van hierdie jong mense. Ja, ons weet dat U vir hulle baie lief is. En ons weet, Here, dat 'n huiwerige I do vanoggend iets kom sê van hulle oortuiging dat hulle nie sonder U wil lewe nie. Here, daarom wil ek elkeen van hulle nie kom opdra. Met die diepste oortuiging dat ons weet, U begin maar met hulle. Here, ek wil vra dat U vir hulle sal seën, vir hulle sal beskerm. Ek wil vra, Here, dat U kragtig in hulle lewens sal werk. Ek wil vra, Here, dat U in hulle harte en honger sal wakker maak vir U en U woord. Here, dat hulle U sal soek en U sal vind. En elke dag sal ontdek hoe lief U vir hulle is. Bid dit in U naam alleen. Amen. Terwyl bly staan, vir ouers ook dankie sê. Ouers het 'n massiewe verantwoordelikheid gespeel vir baie jare. Julle het julle kind kerk toe gebring. Geleer van die Here. Daai responsibility gevat. So vir julle ook sê, baie dankie. Namens die kerkraad wil ons ook net vir almal net 'n handdruk gee. Etienne, waar is jy? Ons het so 'n klein ietsie wat ons dan net vir elkeen wil gee. Aniek, waar is jy? Ek het hierso. Aniek, baie geluk.
Shalene. Micha? Chanel van Rooyen. Net sê, op die sertifikaatjie wat ons gee, staan daar Johannes 10 vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand trek nie. Rochelle van Rooyen. In Tasman. Die kinders moet net hier staan, die ouers kan maar gaan, ons wil net 'n groepfoto van die kinders net gou hê. Asseblief staan julle net gevinnig hier. Terwyl hulle hier staan, kom ons vra vir die gemeente om vir hulle te sing. Laat Heer U seën op hul daal. Johan, dankie. Laat Heer U seën op hul daal. U gaan sy Sion al bestraal. U wat beveel en dit geskied.